Dankie Vader dat dit nie beteken as ons nou ek na die woord toe gaan nie, dat nou ons is nou in 'n ander mode of iets nie. Ons hart is net oop om van U te ontvang vanoggend, Vader. En ek dank U dat U in ons lewens inspreek, ook in hierdie oggend. Dankie dit wat U reeds vir mense gedoen het in hierdie oomblikke. En ons sal agterna hoor wat U gedoen het. Maar ons eer U net, Vader, in Jesus naam. En ek bid, Vader, soos wat ek U woord bedien vanoggend, soos wat dank ek U Heilige Gees dat U my help om die woord met effektiwiteit te deel. Dis die gebed van my hart, Vader. Dankie Heilige Gees dat U my help. In Jesus naam. Amen. Dankie julle hoor. Praise the name of the Lord. Okay. Ek wil vanoggend met julle deel uit die lewe van Gideon uit. En die spesifieke skrif wat ek, die spesifieke hoofstuk wat ek wil oor praat is in Rigters 6. Rigters 6. Nou, Rigters 6, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. So 2 weke terug, een woensdagoggend, die woensdagoggend het ek net ervaar die Here praat met my deur die lewe van Gideon. En soos wat ek aangegaan het ek sekere dinge gesien, en veral hoofstuk 6, ek wil eintlik maar net rondom hoofstuk 6 praat. Nou is 3 dinge wat ek oor wil gesels, wat ek spesifiek in gedagte het. Ek dink ek gaan net by 2 uitkom vanoggend. Die eerste een is die feit dat die Here na Gideon toe gekom het. Die engel het gekom na hom toe en vir hom gesê, ek lees dit vir julle in die Afrikaans sê, en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou dapper held. Dus ek wil so 'n bietjie net daarby stil staan. Die tweede ding wat ek hier uitkry, wat vir my belangrik is dat as jy gaan na hoofstuk 6 vers 1 toe, en dan praat hy, wat gebeur het is dat right. Hy sê, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here van hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. En wat die Midianiete kom doen het, is hulle, die woord sê in vers 3, want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. So met ander woorde, dit gaan oor die Midianiete, Amalekiete, en dan, dis maar Bedouine, mense wat rondgetrek het. Dit was die mense wat gekom het. So dis die tweede ene. En die derde ding wat ek hierin sien, wat vir my belangrik is, en dis wat ek nie by glo uit gaan kom nie, is die feit dat die Here vir Gideon gesê het, hy moet die altaar van Baal, wat sy pa gebou het, moet hy gaan afbreek. En hy moet 'n ander altaar bou. So dis die 3 dinge wat ek wil met julle oor gesels. So ek gaan
In die eerste plek wil ek 'n bietjie praat oor hierdie hele ding van waar die Here, die engel aan hom verskyn en vir hom sê, die Here is met jou dapper held. Die Passion vertaling sê dit so, en dit is vir my eintlik baie kosbaar. En as ek nou dink aan wat ons vanoggend ervaar het, die teenwoordigheid van die Here, dan maak dit nog vir my is dit nog vir my meer betekenisvol. Hy sê, excuse, Yahweh's angel suddenly appeared to Gideon and said, Yahweh's presence goes with you, man of fearless courage. En dis een van 3 plekke wat in die TPT of die Passion, soos ons dit ken, waar daar gepraat van Yahweh's presence goes with you. En vers 14 is vir my in hierdie hele proses wat die Here met Gideon besig is, sê, Then Yahweh himself faced Gideon directly and said, Am I not sending you? En dan hierdie stelling, wat in die Passion vertaling is, With my presence, you have all you need. With my presence, you have all you need. With my presence, you have all you need. Nou dink ek aan daai skrif in Psalm 16 wat sê, in sy teenwoordigheid, in sy is daar volheid van vrede en vreugde. In his presence there is fullness of joy. En dis nou die tweede een, hy sê, with my presence you have all you need, en dan in vers 16 sê, my presence and my power will be with you. Ekskuus tog. En dis wat ek hier uitkry vir myself. In die heel eerste plek, wat die Here sê vir Gideon, hy sê, my presence will go with you. Mighty warrior. Die NIV praat van mighty warrior. Dapper held. So, as ek kyk na wat hier gebeur, en wat vir my baie interessant was, nou is ek hierop ingestel, en ek hoor nou die dag 'n klip van 'n ou, ek gaan nou, die meeste van julle ken hom nie, is nogal 'n senator van Amerika. Toe praat hy met jong mense. En toe praat hy, en wat hy gesê het my baie getref. Toe praat hy met die jong mense oor Gideon. As 'n mens kyk hier na hierdie situasie, waar die engel vir hom sê, die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. The Lord is with you, mighty warrior. Weet julle wat is interessant? As jy nou hierna gaan kyk, dan sê hy vir hom, the Lord is with you, mighty warrior. Op hierdie stadium het Gideon was hy nog nie in een geveg, of wat hulle sê in Engels, battle nie. Hy het nog nie 'n fight gefight nie, hy was nog nie in 'n oorlogsgeveg betrokke nie. Maar die Here sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. The Lord is with you, mighty warrior. Nou, wat nou vir my interessant is, nou lees ek dit in die Passion, dan sê hy, vers 13, nadat die engel dit vir hom gesê het, dan sê hy, me. Nou moet julle verstaan, Gideon was die Bybel praat daarvan die winepress, die wynpers. Dis waar hulle die druiwe gepers het en waar daar wyn gemaak is. Nou die Israeliete het weggekruip vir die Midianiete en dis was hierdie situasie. Hy die koring daar was hy besig om te verwerk daar waar hy was. Hy was besig om weg te kruip vir die Midianiete.
dat hulle nie kan kom en sy oes verwoes nie. Nou kom hier 'n engel by hom, en die engel sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. Soos ons daarvan hou om te sê, he was minding his own business. Hy was net besig om sy koring reg te maak, en die volgende oomblik verskyn die engel aan hom en sê vir hom hierdie woorde. En wat vir my treffend is van hierdie situasie, is dat die Here spreek in sy lewe in. En hy sê vir hom, dapper held, mighty warrior. Met ander woorde, wat hy besig is om te doen in hierdie oomblik is, hy is besig om profeties vir hom, ek wil amper sê, sy identiteit nommer 1, en tweedens sy toekoms te verklaar wat gaan gebeur. Hy maak 'n profetiese uitspraak oor Gideon. En wat ek hierin sien is die feit dat dit is so belangrik vir my en jou om te verstaan, want baie keer sê die Here vir ons, hy gee vir ons beloftes of selfs profetiese woorde. En as jy dit lees, dan sê jy, dit maak nie sin nie. Want dis nie wie ek is nie. Dis nie wie ek is nie. Dis nie, hierdie goed is ek nie eens daaraan betrokke nie, en ek het dit nog nooit in my lewe belewe of ervaar nie. Maar dis hoe God werk. In Romeine 4 vers 17 praat hy van Abraham, hy sê, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak. En die feit dat hy vir hom gesê het, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, en op daai stadium was Isak nog nie, was hy nog nie eers, wat sê geconceive nie. So met ander woorde, dis iets wat die Here doen, dis hoe hy werk. Hy is die een wat dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Daarom is dit vir my en vir jou belangrik om voor die Here te kom en te sê, Here, wat sê jy van my? As daar nog nooit iets 'n woord was of 'n belofte of wat ook al wat die Here met jou gepraat het nie, sê Here, wie's ek? Want in werklikheid is daar in ons identiteit opgesluit, dinge wat die Here in ons en deur ons tot stand wil bring. En dis vir my en vir jou belangrik om dit te verstaan. Om te verstaan, wat sê die Here oor jou? Wat sê die Here van jou? Wat is die Here se woord vir jou? Wie's jy in God se oë? En dis een van daardie dinge, ek het dit in die verlede met julle gedeel. Een van die dinge van die Heilige Gees. As 'n mens gaan lees in Johannes hoofstuk 16 vers ek wil dit net lees, vers 13 sê hy, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dit is belangrik vir my en vir jou, om by die Here te kom en vir die Here te sê, Here, wat sê u oor my toekoms? Wat sê u van my toekoms? Want op die einde van die dag, dis waar ek die sekerheid kry van my toekoms. Wat sê die Here oor my? In hierdie geval het hy gesê, hy het vir Gideon gesê, the Lord is with you, mighty warrior. Hy het nie 'n idee gehad van wat God in gedagte gehad het nie. En as jy nou verder gaan lees in hoofstuk 6, dan sê jy sien, in die eerste plek het hy gesê, Here, as dit dan so is, dan moet u dit vir my wys. En op die einde van die dag het hy gegaan en hy het kos voorberei, en het gebring na die engel toe, want hy het gedink is 'n mens. En toe sê die engel, sit dit daar vir my neer op die klip, en gooi die sous ook daaroor. Die gravy. En toe hy dit doen, die volgende oomblik kom daar net 'n vuur, en
en brand alles op. En toe gaan die engel weg. En toe besef hy eers, die Here het met hom gepraat. En toe die Here vir hom nou opdrag gee wat hy verder moes gedoen het, toe het hy vir die Here daai teken gevra van die vlies. Ja, dit moet dou op die vlies en nie rondom die vlies nie, en die ander een was, dit moet rondom die vlies dou, maar nie op die vlies nie. En baie keer het ons in die verlede gesê, ek gooi maar 'n vliesie uit vir die Here. Ek soek 'n teken. En ek wil vandag vir u sê, pas op vir tekens. Pas op vir 'n teken soek. Die woord sê, die Heilige Gees sal ons lei. Nie tekens nie. En dit is baie belangrik om dit te verstaan. En ek sien, julle glo my nie heeltemal nie, so ek moet dit maar lees vir julle. Romeine 8 vers 14, wat hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Die regte vertaling is eintlik, almal wat deur die Gees gelei word, die is seuns van God. En as daar een ding is wat vir my belangrik geword het, in die dae waarin ons lewe, is om te hoor, wat sê die Here? En om ag te slaan op wat die Here sê, en te luister na wat die Here sê, meer as na mense. Nou ek weet wat baie keer wat ons dink ook, is 'n ou na my toe kom en sê, die Here het vir my gesê, dan is ek onmiddellik as ek baie versigtig. So, as die Here met jou praat, dan sal dit goed wees om met iemand wat volwasse is te sê, dis wat ek ervaar wat die Here vir my sê, help my, dink jy ek hoor reg? En ek dink dis baie belangrik, want ek is baie, soos ek sê, ek is versigtig, as iemand vir my kom sê, baie keer het mense al gesê, die Here sê vir my, ek moet dit doen. En dan oor 2 weke, dan sê die persoon, nee, die Here het sy mind gechanged, dis nou eintlik wat die Here nou vir my sê. En dan besef jy van die begin af, hy het nie van die Here gehoor nie. Ok, so die ding wat vir my belangrik is om te verstaan, en dit is een van die dinge wat ons oor en oor hoor, is ons identiteit. My identiteit is in Christus, nie in wat ek doen nie. Die wêreld sê, gee vir my identiteit op grond van wat ek doen of nie doen nie. Maar in Christus, in die Koninkryk van God, kom ons identiteit nie uit dit wat ons doen nie. Ons identiteit kom wat uit God se mond uitkom. En een van die dinge wat ek nou net aan dink, is Efesiërs 2 vers 10, wat sê, ek is God se maaksel. Dis die eerste ding. Ek is sy maaksel. I am his creation. Hy het my geskep in Christus Jesus. Hy sê, ek is God se maaksel. I'm his workmanship. Een van die vertalings sê, I am his masterpiece. Dis hoe God na my en jou kyk. Hy is ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Die woord sê tot goeie werke wat hy vir ons voorberei het, sodat ons daardeur kan wandel. Daar's goed wat die Vader vir my en vir jou voorberei het om in te wandel. En is jou en my verantwoordelikheid om voor die Here te kom en te sê, Here, wat is dit wat U vir my in gedagte het? Want baie keer kan jy dink, ja, maar ek is nou maar hier en ek is in my job en dis wie ek is. Jy is nie wat dit is nie, wat dit sê nie. Jy is wat God sê en wat God van jou sê.
En een van die dinge wat ons oor en oor hoor is die feit dat die woord van die Here sê, ek is God se maaksel, dis wat ek nou net gesê het. Maar as jy nou verder gaan, dan sê hy in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. 'n skepsel beteken something was new, a new creation sê die Engels. A new creation. God het iets nuuts tot stand gebring. En dit is wie ek is. So ek en jy het nodig om te verstaan dat die Here vir my wil inspreek in my identiteit in. Nou die tweede ding wat ek vanoggend wil doen. Nou ek gaan dit aan julle, dit is wat ek hieruit gekry het. Die ding wat my getref het hierso, en dis wat ek ervaar het toe ek die hoofstuk begin lees het. Ek het eers het ek ervaar die Here praat my, wat hy vir my gesê het, ek is met jou, dapper held. The Lord is with you, mighty warrior. Dit was 'n woord van bemoediging op daai oomblik, vir my. Maar toe ek nou verder gaan en ek begin die hoofstuk te lees, dit is wat ek ervaar. En ek sê altyd, as ek iets ervaar, ek is baie versigtig daarvoor, maar terselfdertyd wil ek graag doen wat ek in my hart het. As jy nou sien wat hier gebeur, is hy sê hier so in vers 3 wat ek julle nou gesê het. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza. Met ander woorde, die bose kom deur hierdie Midianiete en verwoes hulle oes. Nou wil ek net iets vir julle noem. By 2 geleenthede, en ek wil nie nou spesifiek daarop ingaan nie, het die Here deur profetiese woord in ons lewens ingespreek en gesê, dis oestyd. Daar's saad wat ons gesaai het in die verlede en ons gaan van daardie saad begin oes. Daar's eintlik 3 verskillende mense wat dit in die afgelope jare vir my en vir Linus gesê het. Nou hier is die ding wat ek begin verstaan. Dit is moontlik dat daar waar jy gesaai het, finansiëel en op ander maniere, dat die bose probeer jou oes van jou af weg te hou. Ek sal nooit vergeet nie, daar in die beginjare het ek een keer geluister na 'n kasetband van 'n man met die naam van Jesse Duplantis. En die opskrif was, "Hey, that's my harvest." En partykeer het ons nodig om te verstaan dat wat ons saai, die woord van die Here sê, 'n boer saai nooit net om te saai nie. Op hierdie stadium, as jy by die lande verbyry, dan staan die stroopers en die vragmotors, want hulle is besig om te saai, agter maai wat hulle gesaai het. En dis 'n realiteit. So met ander woorde, daar is saad wat ons gesaai het in die verlede, finansiële saad, ander aspekte van saad wat ons gesaai het. Maar ons beleef nie die oes nie. Nou, mense sê, ja, ek saai, ek hou daarvan om te gee. Maar jy moet dit weet, wanneer jy gee, sê die woord, vir jou sal gegee word. Gee en vir jou sal gegee word. Saai en jy gaan maai. Ons fokus is op die saai. Maar daar's 'n oes wat kom.
wanneer ek gesaai het. En ek wil amper sê, dit is waaroor dit vir die boere gaan. Hulle saai om juis 'n oes te kry. So wat ek ervaar is dat daar situasies kan wees, dat daar gesaai is, en ek is nie altyd 100% seker nie, dis vir my moeilik om vir julle te sê wat die rede is, maar die bose kan baie keer 'n plek, hoe kan ek sê, die reg gekry het, ergens in ons lewens op een of ander manier, deur iets wat ek gedoen het of nie gedoen het nie, en die oes van daardie saad wat ek gesaai het, kan probeer weghou van my af, om dit teen te staan. Daar's baie keer situasies in ons lewens, wat geld na ons toe moet kom. Daar's iemand wat gesê het, hulle gaan vir ons, ek wil amper sê, as jy geld geleen het, dit kan ook dit wees, maar daar's situasies wat geld na jou moet kom, as gevolg van sekere dinge, wat jy gedoen het, en wat gebeur het, en daai geld moet na jou toe kom. En die bose, kom en probeer dit teen te staan. En dit sloer, en dit sloer, en dit sloer. En baie keer glo ek, dat ons nodig het, om te gaan en autoriteit daaroor te neem. In die naam van Jesus. En spesifiek dit wat gebeur het in hierdie hoofstuk, is dat die Midianiete en die Amalekiete, wat teen Israel gekom het, en hulle besteel het. Die woord sê, Israel beroof het. En ek en jy het nodig, om dan te kom, en te sê, dit waar finansies, waar my saad moet kom, en dit kom nie, of my oes moet kom, en dit kom nie, om daarteen op te tree. OK? Almal so stil. So wat ek wil doen vanoggend, nou daar's een ding wat ek besef, 'n mens kan baie keer deur jou, dit wat uit jou mond uitgaan, kan jy daai saad, of die oes, kan jy deur dit wat jy spreek, en dit wat uit jou mond uitkom, kan jy dit neutraliseer. Ja, maar ek verwag niks terug nie. Ek gee vir die Here, maar ek verwag niks terug nie. Are you serious? Is jy ernstig? Die woord van die Here sê, dit wat jy saai, sal jy maai. As jy na die skrif toe gaan in 2 Korintiërs, hoofstuk 9, wat ek al baie keer aangehaal het. Luister hoe praat die woord van die Here daaroor. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Die feit van die saak is daar, jy sal maai wat jy saai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met okay. En dan sê hy in vers 10, hy sê, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder. Wat gebeur as my saad vermeerder? Ek saai meer. Daar's boere wat nie net hulle eie lande het nie, hulle huur lande en saai op daai lande. Nou sê die woord van die Here, wat gebeur as jy jou saad vermeerder? As jy meer saai, dan sê die woord, kom dit daarop neer, gaan jy meer maai. So as hy sê in die woord, hy sê in hierdie vers 10 van 2 Korintiërs 9, hy sê, en mag hy wat die saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder. Ek vertrou die Here. In my lewe, dis wat ek en Linus doen, is om die Here te vertrou, om meer te kan saai. Maar om meer te kan saai, het ek meer saad nodig. En dis waarop ek
staan, ek staan op die belofte, dat my saad vermeerder. Maar ons verstaan die beginsel van saai en maai, broers en susters. Dit wat ek saai, sal ek maai. Daarom die eerste ding wat ek gesê het, en ek wil dit weer herhaal. Ja, ek gee, maar ek verwag niks terug nie. Net daar het jy jou oes geneutraliseer. En jy het die bose kans gegee om jou oes vas te hou. So as jy dit gedoen het in die verlede, is dit ja, ek gee, maar ek verwag niks terug nie. Dan het jy nodig om te repent. Om te sê, Here, vergewe my. En dit te kanselleer. En te sê, Vader, in Jesus naam, ek het gesaai. En u woord sê, ek gaan maai. So dis een van die maniere wat ek glo. Die ander is, dis partykeer net die bose het dit begin doen in jou lewe en hy word toegelaat om dit aan te gaan daarmee. En ek en jy het nodig om te sê, no ways. Hey, that's my harvest. And my harvest is coming in the name of Jesus. Want dit wat ek saai, die woord van die Here sê, werp jou brood op die water. En na baie jare, na 'n tyd, nie na baie jare nie, na 'n tyd sal dit terugkom. En ek onthou iemand het eendag 'n visie gehad van hoe hy werp julle brood op die water, want dit is net so saai. Hy sê in die volgende oomblik is hy by 'n see staan en hy sien hierdie golwe aankom, op elke golf is daar 'n brood, is daar brode wat besig is om terug te kom. Want hy het die brood gesaai. Hy het sy brood op die water gewerp. Hy het gesaai. En daar's baie van ons wat gegee het. En daardie oes is vas. Want op 'n of ander manier het die bose hou vas daarop gekry. Kan wees, partykeer kan ek deur dit wat ek aan ander mense doen, dit kan my oes ook beïnvloed. As ek slegte dinge doen aan ander mense, dan het ek nodig om te repent, om my te bekeer en te sê, Here, ek is jammer, dit reg te stel. Maar dit gaan oor die feit dat die Here vir ons, wat ek ervaar deur hierdie woord, is dat ons te staan moet kom teen die Midianiete en die Amalekiete in ons lewens, wat besig is om ons oes te vernietig. En vir hom te sê, wow, ek stop jou vandag, in die naam van Jesus. So wat ek nou wil doen, en daarmee wil ek afsluit. Ek wil vir diegene wat vanoggend hoor, terwyl die salwing van die Heilige Gees hier is, as dit is wat die Here vir ons sê, dan gaan die woord nie leeg na hom toe terugkeer nie. As dit is wat die Here vir ons vandag sê, dan het ons nodig om ons autoriteit op te neem. En in die naam van Jesus, die bose te neutraliseer en te stop en te sê, dis dit. Jy gaan nie verder my oes van my weghou nie. Stem julle saam? Is julle reg om saam met my te bid? So ek wil vir jou vra, daar waar jy ervaar in jou lewe, daar word van jou gesteel, of dit wat jy gegee het, of net plainweg, dit wat die bose terughou van jou, of probeer terughou, of van jou probeer steel, wat die Here eintlik vir jou het, om vandag te kom en te sê, dis genoeg, en die streep te trek, en sê, vandag sê ek vir jou duiwel,
in die naam van Jesus. Genoeg is genoeg. Julle reg om saam met my te bid? Ek gaan julle lei in gebed. OK? So in die heel eerste plek, dit kan jy op jou eie doen. Ek gaan bid agter my aan. Sê Hemelse Vader, ek kom vandag en ek bely dat deur my mond, deur my woorde, het ek my oes van die saad wat ek gesaai het, vertraag en dit gestop. Ek bely dit en ek bekeer my daarvan vandag in die naam van Jesus. Terwille van Engelse mense wat deel is van wat hier so sit, wil ek dit in Engels bid. Pray this after me now. Say, Heavenly Father, I confess today, there where I short-circuited my own harvest by limiting you through the words that I spoke, saying, I'm just sowing. I don't expect anything back. I thank you, Lord, that you forgive me. And I repent of that today. Bid verder saam met my, sê Hemelse Vader, in enige opsig waar ek iemand benadeel het, bely ek dit vandag voor U. Ek vra U om my te vergewe in die naam van Jesus. Ek bely dit vandag. Enige plek, Vader, waar ek die bose plek gegee het, dank ek U, Here, dat ek vandag dit kan bely. En in Jesus naam U vergifnis ontvang. Lord, any place where I have given the enemy the right to withhold my harvest through what I've done to other people, I confess that today in the name of Jesus. And I thank you, Lord, for your forgiveness. En nou gaan ons bid. Bid agter my en sê, ek kom in die naam van Jesus. En ek bind die Midianiete, die Amalekiete, die bose, wat my oes in die verlede, geld wat na my toe moet kom, wat aan my behoort, probeer teehou het. Vandag, in die naam van Jesus, breek ek jou mag. I bind you, devil. Ek bind jou, duiwel, en enige demone, in die naam van Jesus. And I command you to let go, om my oes te laat gaan, dat het na my toe kan kom, in die naam van Jesus. In the name of Jesus, I've taken authority. Ek het autoriteit geneem, en ek roep nou, my oes, dit wat my toekom, in die naam van Jesus. En ek dank U daarvoor, Vader. In Jesus naam. In Jesus naam.
Bid verder saam met my. Sê dankie Vader, dat u engele op grond van hierdie gebed nou opdrag het om my oes, wat na my toe moet kom, om dat na my toe te bring. In die naam van Jesus. Lord, I thank you that your angels have charge to bring my harvest to me now on the basis of my prayer that I've prayed now. In the name of Jesus. Amen. Ek wil net vandag sê, as jy vandag saamstem met dit wat ek gesê het vandag, en jy hierdie gebed gebid het, dan wil ek vir jou sê, hoor net my hart, die woord sê, as twee saamstem oor 'n saak, dan sal dit so wees. Amen. So as jy se agter my aangebid het jy saamgestem met my. Okay? So in die naam van Jesus, staan dit. Nou, let op wat uit jou mond uitgaan, in die dae wat voorlê. Amen. Okay. Kom ek wil vir julle een ding sê. As een ding wat ek verstaan. As dit wat ons gedoen het in die Here was, en ek van die Here gehoor het, dan gaan die woord van die Here sê, hy sal saamwerk en sy woord bevestig. Stem julle saam? So ek verwag, as dit die Here is, wat vir ons hierdie woord gegee het vandag, dan gaan ons die vrug sien. Stem julle saam? Amen. Vader, ons dankie vanoggend vir die woord. Ons dankie vir die lewe van Gideon, waaruit ons kan leer. En ons dankie, Here, dat soos u vir Gideon gesê het, the Lord is with you, mighty warrior. Dat u dit vir elkeen van ons vandag sê. The Lord is with you, mighty warrior. En ek dank u dat dit 'n woord is wat u tot ons spreek vandag. In die naam van Jesus. Terwyl ons in gebed is. As jy vanoggend hier sit, en jy het nie die sekerheid, you don't have the assurance, dat jy 'n kind van God is nie. Dat jy weergebore is nie. Jy het nog nooit daai sekerheid gehad nie. Dan wil ek vanoggend vir jou die geleentheid gee, om daardie sekerheid te kry. En dit begin deur hierdie gebed te bid, wat ek nou gaan bid. En hierdie gebed is gebaseer op Romeine 10 vers 9 en 10. Om dit wat Jesus gedoen het, aan die kruis vir jou, om dit jou eie te maak. So as jy daardie persoon is, wat nie daardie sekerheid het nie, dan nooi ek jou uit om nou agter my aan te bid, en te sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor u, net soos wat ek is. Ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat u God Jesus uit die dood uit opgewek het. En dat Jesus lewe. Vandag verklaar ek nou dat Jesus my Here is. Dankie Jesus vir dit wat u nou vir my gedoen het. So ek sê vanoggend vir jou, ontvang dit nou. Julle sien,
Weer sê ek, dis daai selfde skrif. Dis twee saamstem. As jy ontvang vandag, dan realiseer dit. So ek sê vandag vir jou, die Here seën jou. En die Here behoed jou. En die Here laat sy aangesig oor jou skyn. En sy genade is op jou. Dit beteken sy guns is op jou. Ontvang dit vandag. Die Here verhef sy aangesig oor jou. En hy gee vir jou vrede. En gaan hier vandaan in daardie vrede. In die naam van Jesus. Amen.